Hoekom sal ons die Here loof en prys? Dis soos John gesê het, omdat ons sy eiendom is, hy het ons gemaak en hy het ons teruggekoop. Ook sang wat ons het, is nie net sommer woorde wat ons sing nie, dit is gebed op die grond van melodie wat ons tot die Here mee praat, met hom bid. So as ons liedere sing, daar's geen spesiale items vandag nie, Tannie Joan, maar ja, ons word vasgevat hiervoor. Moenie dink ons is in beheer nie. Maar as ons sing tot die Here, daar's geen beter manier dat sy beloftes in sy woord gevestig word in ons brein deur sang nie, een van die maklikste maniere. So maak die woorde julle eie. Ek weet, ons sing baie keer baie nie so gereeld aan mekaar nie, as julle moeg raak, kyk na die woorde, en dat julle gebed sal word, maar ons loof en hoop dat julle saam sal sing. Wynand, Leni, Michelle was julle en van die jeug dat julle vir ons help. En hierdie eerste lied wat ons gaan sing is wel bekend aan julle, en een van die mooiste aanbiddingsliedere wat ons het, want om die Here te loof vir wat hy vir ons gedoen het, sal eers ten volle besef word as ons die dag in die hemel is, en om by hom wees en vir hom sien vir ewig. Hy lei my voor gedagtes die woorde troos my bange moed. Wat ek mag doen, waar ek mag bly, dit is God's hand wat my hier lei. Die
en stil gewin deur al my vreugde en blydskap heen. In storm en stilte, daar is hy, dis nog sy hand wat my inlei. Die Here lei my voor, op weë waar my voetstap hoor. Ek volg getrou met waar hy lei, sy hand sal altyd oor my bly. As ek net aan die hand kan hou, dan sal die weg my nooit berou. Tevrede met die plan vir my, zolang die hand hy nog steeds gebly. Die Here lei my voor, op weë waar my voetstap word. Ek volg getrou met waar hy lei, sy hand sal altyd oor my bly. Baie keer is dit moeilik om in sy hand vas te hou as ons nie so ver kan sien waar hy ons stap nie en die dinge lyk maar duister en onstuimig. Maar ek vir Here dankie sê wat ons weet, hy is 'n dierbare heiland, 'n heiland vir my, Jesus my Heer.
aan ons, dat ons het 'n anker wat tot in die allerheiligste ingaan. En dit hou ons vas. En hierdie liedjie is 'n lied wat ons met vreugde kan sing, soos ons hom ken. En die Here loof daarvoor. Bly jou anker vas in die lewensstorm. As die wolke swart in die donker, as die vloed getrein aan die kabel recht, sal jou anker sleep op vaste grond. Ons het anker wat vas sal staan, selfs as die son in die boord staan. Stewig op die vaste rotsige grond, ewig in sy vrede. As die heiland my vaste anker lê, die kabel strek van sy hart na my, is deur God en sterk in die getrein. Ons het anker wat vas sal staan, selfs as die storm in die boord ontstaan. Stewig op die vaste rotsige grond, ewig in sy liefde en vrede woon. Dit sal stewig in die doodsgetij, as ons skip die bank in die golwes stryk. As die waters vloei tot onze hulp, dan ons anker sterk op onze hulp. Ons het anker wat vas sal staan, selfs as die storm in die boord ontstaan. Stewig op die vaste rotsige grond, ewig in sy liefde en vrede woon. En dit gee vir ons ook die voorreg om te kan weet dat met die vaste anker wat ons het, ons kan leun en staat maak op die arm van God wat sê, my arm is nie kort nie, om julle te help, by julle te wees nie. O die rein genot van gemeenskap soet, veilig aan die sterke arm van God. O die rein genot van Jezus, heilig aan die sterke arm van God, wanneer vrede vloeit oor my
En waarom sal ek wees? Waarom sal ek bly? Veilig aan die sterke arm van God. Daar is soetenis by die eeuwig. Veilig aan die sterke arm van God. Veilig, als die gevaar so nabij komt. Veilig, aan die sterke arm van God. Die volgende lied geskryf deur iemand wat aan 'n maniese depressie gelei het. Dieselfde tyd gelewe as die persoon wat Amazing Grace geskryf het. Maar in een van sy helder oomblikke het hy hierdie mooi woorde geskryf. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. So iemand gesê het, besef ons elke dag, as ons ons hart vir die Here gee, is dit asof ons nog nooit gesondig het teenoor hom nie. Die tweede deel is, dis asof nooit enige iemand anders gesondig het teenoor ons nie. En daarom het ons hierdie vreugde, dat ons is vry van alle skuld en vlekke. There is a fountain Is dit nie bietjie moeilike woorde nie? En ek net soos 'n moordenaar, is ek in nood van die Here se hulp. Iemand het eendag die volgende gesê, dat partykeer is dit as om moord te pleeg, om iemand se lewe te neem, 'n kleiner sonde, as ek so kan sê, as om gedurig deur iemand te haat en vir hom kwaad te wees. Want die daad van 'n moord is dalk opwelling van emosie, het gebeur skielik en dit word gedoen en is klaar. Om iemand te haat en daai woede in jou rond te dra, die wrok in jou rond te dra vir altyd, is om keer op keer op keer jou broeder te vermoor, soos die Here ook gesê het. Maar die Here se offer staan oop vir ons. Hy is die rots der eeue, na wie ons kan gaan en wie ons veilig is.
Hierdie stuk wat vir my so mooi is, kom in Lukas 12 vers 22 tot 32 voor, ook Matteus 6 vers 25 tot 34. En het eindig met die stuk om te sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal julle toegevoeg word. Nou, hierdie dinge is mos wat ons eet, wat ons aantrek, die bekommernisse, die kwellinge wat ons het. En toch sorg die Here vir ons in alles. Hy sê soos hy word die mossies nie verkoop vir goedkoop bedrag nie. Nogtans sorg hy vir hulle, klee hy vir hulle. Maar is nie asof die mossie nou eenkant net sit en wag dat iemand gaan sy kos moet strooi nie. Hy gaan uit en hy bou sy nes, hy gaan uit en soek sy kos. Hy is nie bekommerd dat dan nie kos gaan wees nie, maar hy gaan uit en doen die werk. En so is dit vir elkeen van ons. Daar's kwelling in ons lewe, en baie keer maak ons die fout om ander te bemoei met ons bemoeienis. Hulle het genoeg van hulle eie wat hulle dra. In plaas van om eerstens na die Here toe te gaan. Sê Here, hier is my probleme, ek weet nie wat om te doen nie. Help U vir my. En so vriend het ons in Jesus, wat al ons laste en sorge dra, en ons kan alles tot hom bring. Welke vriend het ons in Jesus? Ons
menselijkheid omver. Wanneer lasten jou te sing zwak en eenzaam Die laaste lied wat ons gaan sing is seker ook die ek sou sê tema lied van ons as kinders van die Here, of ons, wat sal my sê, ons stem, of ons national anthem is die woord, en dit is Amazing Grace, how sweet the sound, en ons gaan sien uit aan die dag, as ons almal saam in die hemel kan wees, en die Here daai klank wat hy hoor, nie net van ons stemme nie, maar van dankbare harte kan oopdraai, om vir die heelal te wys, hier is ons, maar alle eer en lof, kom terug na hom toe, hy wat ons oopgemaak het, wat ons genees het, wat ons gered het, en sy kleed van geregtigheid gegee het.
mense wat glo die aarde en goed gaan verdwyn en vernietig word binnekort. En dat ons skatte in die hemel sal wees wat mot of roes nie kan verniel nie en kan saamwerk met die Here om soveel as moontlik van sy kinders te roep om deel te hê aan sy koninkryk en gereed te wees as hy kom. Chris gaan net 'n paar bedankings vir ons doen voor ons afsluit met hoor my bede, Heer. Bedankings is nou nie eintlik die regte woord nie, maar dankie Meinhard. Ek wil net dankie sê vir die liewe Vader op hierdie stadium, vir wonderlike kinders wat ons het. Spesiaal baie naby aan ons hart is 'n paar jong kinders wat hierdie week al begin met eindeksamen. En ek wil graag hê dat ons as gemeente een en elkeen van hulle opdra aan die Here en hulle ondersteun in ons gebedens asseblief. My meisiekind is een van hulle, so ook baie van julle kinders wat ook hierso aanbid. So hou hulle asseblief in julle gebede, dra hulle op. Hierdie is seker een van hulle moeilikste eksamens in hulle leeftyd. Universiteit is net 'n klein dingetjie, dis nie so belangrik of so moeilik nie. Maar sonder hierdie eksamen kan hulle nie daai volgende stap uitkom nie. So dra hulle asseblief op in julle gebede ook asseblief. Baie dankie. Kan ons net sommer staande net afsluit met gebed asseblief. Almagtige Vader, dankie vir 'n groot voorreg om na U te hardloop. Want wie is soos U? Wie het U geken? Of wie het eers iets aan U gegee dat dit hom vergelde moet word? Of wie was U raadsman gewees? Maar uit U, deur U en tot U is alle dinge en aan U behoort die heerlikheid in alle ewigheid en geen mens nie. Dankie vir 'n voorreg dat ons kan kom as U kinders en kan weet waarheen om te hardloop na U troon, dat ons kan vashou aan die soem van die kleed. En waar ons dagtake doen, dat ons nie net gaan waar ons nou was en hier by U kan wees en kan sing nie, maar kan uitgaan en kan vra, wat is U besigheid? En wat is ons rol daarin? En waar ons ook al met mense in kontak kom, met hulle praat en gesels, dat ons sal weet ons bedien namens U, vir U, vir ander. Dat hulle ook U liefde kan sien, dat hulle sal trek na U toe. En hulle lewe vir U kan gee, kan sê, Here, hier is my lewe. Ek neem U geregtigheid aan, en ek wil graag U werke doen, om ander ook na U te bring. Baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê om U te loof en prys, en ons sien uit na die dag, dat ons U kan sien van aangesig tot aangesig, en U kan loof en prys. In Jesus naam. Hoor ons bid.